Vrydag was 'n donker dag. Ons het gekyk na Jesus se sterwe. Maar voor die toedeur, die donker deur, as ons 'n entjie terugstaan, het ons 'n skreefie lig gesien. Dit was donker, maar daar was hoop. Vandag maak ons die deur oop en ons vier die opstanding. Wat 'n onbeskryflike voorreg om saam met mense wat die Here liefhet, hierdie grootste daad ooit in die skepping te kan herdenk. Here, dankie. Dankie dat U gekom het. Dankie dat U in glorie opgestaan het. Dankie dat U leef en dat U nou in ons harte leef en in ons lewens. Ons wil vandag voor U buig. Ons wil U eer. Ons wil ook van U leer. Amen. In Johannes 20 lees ons van mense se reaksie op Jesus se opstanding. En die eerste ene van wie ons lees is Maria Magdalena. Johannes 20 van vers 1 af. Dit sê: Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. En dan hardloop hierdie twee disipels na die graf toe om te gaan kyk, Petrus en die ander ene, weer dan is Johannes, en hy was vinniger gewees as Petrus. Ons weet nie of hy angstiger was of Petrus dalk bietjie meer gewigtig was nie, maar hy kom voor Petrus by die graf en hulle gaan in, hulle sien dat die liggaam nie daar is nie. En dan gaan hulle terug om vir die ander disipels te sê: wel, iets vreemde ding gebeur, die liggaam is weg. En dan bly die vrouens daar en gaan hulle weer in die graf en daar sien hulle twee engele. En dan lees ons in vers 13. Die engele vra toe vir haar: Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. En dan as sy omdraai, is daar weer 'n man. Sy misgis haar, dis Jesus, maar sy herken hom nie. Sy dink dis iemand anders. Vers 15, Jesus vra haar toe: Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: Meneer, as jy hom weggevat het, sê my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Maria het aanvaar dat Jesus dood is, sy het dit met haar eie oë gesien en dis vir haar in orde so. Sy kan leef met 'n Jesus wat dood is. Sy het wonderlike herinneringe as sy net die liggaam kan kry. So traumaties as jy dit nie kan kry nie. Daarteenoor ontmoet ons ook iemand anders. Ons lees in vers 19, daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En dan sê die disippels vir Thomas: Ons het die Here gesien. Thomas is so onnigter, hy sê: Ek glo julle glad nie meer nie. As ek nie aan hom kan vat nie, as ek nie die merke kan sien waar ek gesien het hulle hom doodgemaak het nie, sal ek nie glo nie. Dan lees ons in vers 26. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: Vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom:
my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Tot sover. Maria Magdalena is deur die trauma van die kosbaarste persoon wat ooit haar pad, die aardse pad gekruis het. En die tragiese omstandighede van sy dood. En dis vir haar verskriklik. Maar sy het al mense sien sterf. En sy aanvaar die werklikheid van die dood. En Maria is heeltemal reg om 'n dooie Jesus te volg. En sy het baie om te herdenk. Sy het baie om aan te dink. Wonderlike ervarings wat hulle saam gehad het. Die lesse wat Jesus hulle geleer het. Die wonders wat hy vir mense gedoen het. Sy gesprekke, sy liefde, sy hantering van hulle vyande en van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Baie dinge om oor te praat. En sy is reg daarvoor. Ons ontmoet ook iemand anders en dit is Thomas. Thomas voel anders as Maria. Thomas sê, as Jesus nie leef nie, het my lewe geen doel nie, het my bestaan geen sin nie. En hy los sy vriende. Die ander disippels was by mekaar, hulle was almal so verward en onseker geweest, hulle het maar aan mekaar vasgehou. Maar Thomas sê, ek het niks met julle vir julle te sê, saam met julle te doen, as dit nie saam met Jesus is nie. En hy verlaat hulle. Thomas kan nie leef met 'n dooie Jesus nie. Maria Magdalena kan. Sy het haar herinneringe, maar Thomas kan nie. En dan staan grypend toe Jesus Thomas sit, ons noem dit twyfel, dis dalk 'n dieper geloof, as ons regtig rustig daaroor dink. En Jesus spreek dit aan en hy gaan na Thomas toe en hy gee vir Thomas dit wat hy gevra het om te glo. Hy kan toe sien, hy kan die merke vat en hy kan vir Jesus sien. En dan Thomas se woorde, my Here en my God. Iets wat my baie diep raak, ek het al daarna verwys, is Nicky Gamble. Hy is 'n predikant, 'n besondere predikant van die Anglikaanse kerk in Engeland. En hulle het 'n baie besondere kursus, die evangelisasie kursus, noem dit die Alpha kursus, wat vir mense wat heeltemal niks van die evangelie weet nie, of nie in 'n kerk is nie, kry. En van 'n kant af die evangelie vir hulle verduidelik. En as hy oor die kerk praat op 'n plek, sê hy spottenderwys, maar met 'n diep satiriese waarheid. Die Anglikaanse kerk het kennis geneem daarvan dat Jesus die kerk verlaat het. En vir die synode is dit baie slegte nuus, maar het hy daaroor gedink en besluit. Baie ander slegte dinge het hulle ook al oorgekom. Hulle sal ook oor hierdie een kom. En hulle gaan maar aan. 'n Kerk wat aangaan sonder Jesus. Want sien, daar is 'n derde groep wat hierdie gedeelte, wat ons na kyk, en hierdie gedeelte, daar word nog na meer mense verwys. Ons na Maria Magdalena, wat kan leef met 'n dooie Jesus. As Thomas, wat nie kan leef as Jesus nie leef nie. Dan word daar 'n derde groep genoem, en dit is nadat Jesus vir Thomas gewys het, sy die merke hy daarin kon vat en vir Jesus kon sien, sê Jesus vir hom, glo jy nou, vers 29, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Dit is ons. Ons dink baie keer dat die disippels beter daaraan toe was as ons, want hulle was daar, hulle kon met Jesus praat, hulle kon saam met hom leef. Hierdie gedeelte sê nee, daar's ander mense wat nog gelukkiger is as julle wat my kon sien, en dis mense wat my nie kon sien nie en tog glo. Die vraag is, waarin glo ons? In 'n dooie Jesus, een wat ons maar net herinner word aan wat hy gedoen het, en ons sing liedjies oor die verlede en van sy sterwe en alles, en dis maar dit, of glo ons in 'n lewende Jesus? Want sien, wanneer ons in 'n lewende Jesus glo, dan is daar skielik 'n paar ander verse wat vir ons relevant word. En dit is vers 21, as Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die bewys
van mense wat glo in 'n lewende Jesus is nie mense wat met die verlede besig is nie, geskiedenis oor Jesus herdenk nie. Dis mense wat met die toekoms besig is en die verskil wat God maak in mense se lewens. En daarom word sulke mense gestuurdes, nie herdenkers nie, gestuurdes. En dit wat hulle voorgestuur word, word duidelik uitgespel in vers 23. As hy sê dat hulle word gestuur om vir mense te wys dat hulle sonde vergewe kan word. En hierdie sonde vergewe word het te maak met ons getuienis oor dit wat God met my gedoen het. Het is interessant dat Thomas 'n besondere ywer vir Jesus gehad het, deurdat hy oor sy twyfel in Jesus met groot selfvertroue gepraat het, gesê het, ek sal nie glo as ek hom nie gesien het nie. En dit is hartseer en interessant dat daar mense is wat baie makliker getuig oor hulle twyfel in God, as wat mense getuig oor hulle liefde en hulle respek vir God. En dis die bewys of ons in 'n lewende Jesus glo, wanneer ons 'n behoefte het om hom te deel. As ons verstaan dat ons gestuurdes is en ons boodskap is baie duidelik. Ek wil jou my verhaal van Jesus vertel. Wanneer laas het jy jou verhaal van Jesus vertel, die pad wat Jesus met jou geloop het, hoe dit gekom het dat jou sondes vergewe is? As jy stil daaroor, dan is jy nie met die toekoms besig nie. Dan is jy besig om saam met Maria Magdalena na die verlede te kyk, romanties oor Jesus te dink, maar jy is nie 'n gestuurde nie, jy het nie 'n plan nie, jy is nie opgewonde daaroor dat mense sondes vergewe moet word nie. Kom ons bid die Here dat ons van hierdie opstanding die meeste sal maak en dat ons 'n tipe vrymoedigheid sal hê wat aansteeklik is. Die Here sal ons help. Dis waarvoor hy opgestaan het. Here, u opstanding is onbeskryflik kosbaar. Dis die rede vir ons bestaan. En dis die rede vir die kerk se bestaan. En dit lei 'n nuwe era in waarin alles verander. Die hele wêreld het u nodig. Ons wil nie stil wees oor u nie. Ons wil nie ophou om in die diens te wees nie, om gestuurdes te wees, deur u gestuur, u opdrag uit te voer en mense van u liefde en vrede te vertel. Dankie daarvoor en help ons, Here. Amen.